Ten spyte van wat die FSA en ou Piet Hegseth en ou Trump loop en gorrel daar van die podium af en op mainstream media, gaan dit nie goed met die FSA nie, en dit gaan nie goed met die Jode staat nie, met hierdie Iranese oorlog nie. Hulle het gedink dit gaan nou al oor wees, want hulle het nie beplan vir 'n lang oorlog nie. En daar's oor genoeg bewyse daarvan. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na die opsies, want soos ons sien, na aanleiding van berigte, Trump het eers daar by Italië gaan vra, kan hulle nie vir hom bemiddel by Iran nie, toe sê Iran, ons stel nie belang om met julle te gesels nie, want julle is nie betroubaar nie, wat waar is. En toe gaan vra hy die Russe om te probeer vir hom te bemiddel, kan Putin nie vir hom mooi praat daar nie. Toe sê die Iranese weer, luister, ons stel glad nie belang om met julle te praat nie, ons het 'n lys van demands. Onder andere 'n totale onttrekking van die FSA uit die Midde-Ooste uit. Nou, die FSA kan dit eintlik nie doen nie, want dan stort die Jode staat in duie. Want, alhoewel die Jode vir jou verduidelik, hulle is Israel, wel dan beteken dit God moet ons nou saam met hulle staan, né? Is dit nie so nie. So, wanneer die FSA onttrek daar, dan staan die Jode staat stoksiel alleen, en sal hy sal verkrummel tot niks, stof. En geen Vader gaan hulle nie help nie, en geen engel gaan uit die hemel uitkom om te help nie, so vir diegene wat nou dink dit gaan gebeur. So ja, nou, ek het hier 'n stuk gekry wat baie oulik is, luister mooi, Trump has 3 options left in Iran, all 3 are catastrophic. Let's be critical and think. Option 1, retreat, pull out of Iran completely, lose the Middle East forever, Israel left to fight alone against Iran, Hezbollah and proxies on every border. Ja, al hulle vyande. Onthou, hulle het oor die jare, laaste 70 jaar, het die Jode daarop uitgegaan om grond te steel en vyande te maak. Reg. So, as die FSA onttrek, is dit tickets met hulle. Nou, dit gaan gebeur baie binnekort, want hulle is Babylon. So, maar hierdie is nou net die aanloop tot dit. En dan, America looks weak to China, Russia and the enemy watching, the dollar's oil backing gone. So, die Saudis het alle jare mos nou nog, die hele storie was, die hele oliewêreld, die petrodollar, alles hardloop op die petrodollar. As jy wil olie koop en verkoop, moet jy dit op die petrodollar doen. Dit wil sê, op die Amerikaanse dollar doen. Wat beteken, hulle kan geweldig baie ekstra geld print, wat veroorsaak, dat hulle oorloë, daar van Vietnam se tyd af, aan die gang kan kry, en besig raak met oral, en met hulle neus en al wat die ding is druk, en regime changes, want daar is baie dollars in oomloop, want die dollar is dan die world currency, reg. So hierdie is option 1, hy moet onttrek daar. Nou, dit is die beste option, eintlik. En ek glo ons sal op 'n stadium dit definitief sien in die volgende 3 jaar. Onthou, Vader het nou gesê, ons het 3 jaar, 2026, 2027, 2028, dan is hierdie hele Openbaring 6 verby, en hier is nie die wederkoms nie. Ek is jammer, né? Jammer vir julle. Is nie die wederkoms nie, en daar is nie 'n wegraping nie. Hulle gaan saam met ons swaar kry. Die tweede in option 2, boots on the ground. Send American soldiers into Iran, a country of 90 million people, mountainous terrain, urban warfare, a population ready for martyrdom. Afghanistan lasted 20 years and cost $2.3 trillion against 40 million people. Iran is more than double that. Population with a real military. Thousands of American troops come home in body bags. Dit is presies. En hulle het klaar 'n klomp Amerikaners gevang. So, hulle gaan net nog 'n klomp vang. En hoe meer jy daar het as prisoners of war, hoe groter raak die druk daar in Amerika op die administrasie, op die Kongres, op die Senaat. Ons sal groot krisisse sien in die strate, groot drama. Ek dink die kans is baie goed dat die VSA gaan probeer om boots on the ground te sit. Dit sal 'n slagting wees, soos wat Vietnam nie eers 'n slagting was nie. So ja. Maar onthou, ons is op pad na die groot oorlog toe, waar die bloed aan die perde se toom sal kom 200 myl ver, en nee, dit is nie Armageddon nie. Asseblief nie, dit is nie Armageddon nie. So, gaan lees mooi, dit is nie Armageddon nie, dit is Openbaring 14. Openbaring 14 is Openbaring 6, dit is die derde wêreldoorlog. Nou, ons is op pad soontoe.
Onthou ek het gesê, hierdie is nie die laaste Iran-oorlog nie, daar sal nog een kom, saam met die Turkye, die groot krisis met Turkye, en dan sal Iran weer in die mix wees. En dan sy derde opsie is, nuclear, bomb Iran with nukes. Risk global destruction. Russia and China have both warned they won't stand by and watch the entire world turns against America overnight civilization as we know it is over. So dit is hierdie man se options. Of hy kan probeer bom, soos wat hy nou bom, so van die kante, van die grense van van Iran af. Hierdie idee dat hulle nou oor Iran vlieg en nou oral bomme drop is nie heeltemal waar nie. Hulle skiet met long range missiles van die grense van Iran af, want hulle is bang vir die S-400. So, hierdie hele storie sê vir jou, Trump is in die moeilikheid. En hy sê egoïs, so die kans dat hy die maklike opsie gaan doen, die regte opsie gaan doen, is min of meer 0. Nou ja, en die Jode weet ek nie of hulle hom gaan toelaat nie. So, ek glo ons gaan 'n aanslag sien op sy familie. So as hy begin lyk asof hy rondtrap en dalk die regte pad wil vat, naamlik onttrek en gee pad uit die Midde-Ooste, want ek meen daar's nie 'n Amerikaanse basis meer oor nie. Nou ja, dink ek die Jode gaan hom verduidelik wat maak hulle met hom en sy familie. Nou ja, nou hier's 'n ander ding. Hierdie ding vir die straat van Hormuz is baie belangrik, want die straat van Hormuz is nie toe nie. So, al sê hulle vir jou dis toe, dis nie toe nie. Dis oop vir sekere skepe. So, as jy met Iran handel dryf, soos China en Indië, en jy koop by Iran die olie aan in yuan, dit is die Chinese geldeenheid, wel, dan mag jy jou olie kry, en dan gaan jy lekker deur die straat van Hormuz. As jy wil betaal in petrodollar, en as jy wil koop by die Saudis, wel, dan kan dit nou nie gebeur nie, né? So, en hierdie ding is baie belangrik, want the dollar loses its monopoly. If oil can be paid in yuan, and if Iran makes this condition, then the petrodollar is no longer without alternative. En al hierdie ander lande sal dan eenvoudig oorgaan na yuan toe, want dit gaan vir hulle oor geld. So, hierdie is 'n baie belangrike ding. En die Weste staan absoluut magteloos teenoor hierdie beweging. Nou, in die ander een hier wat baie belangrik is, wat het die Jode staat en die VSA nou eintlik reg gekry die laaste 2 weke? Behalwe dat manne dood is, groot verwoesting in Tel Aviv en Jerusalem en Haifa en so aan. Ek meen, behalwe nou dit, behalwe dat hulle nou dogtertjies doodgemaak het en 'n hele skool gebom het, die klomp Amerikaners en die Jode daar in Iran, behalwe nou vir die oorlogsmisdade wat gepleeg is. Well, they driven global oil prices up to above $100 per vat. They crippled their own allies, Qatar, Iraq, United Arab Emirates, so. Hulle daai ouens se ekonomie totaal verwoes. Hulle het hulle ook nie beskerm met hierdie missiele nie, inteendeel op die ou einde van die dag, toe het die Amerikaners daar om die Jode gedans. Die Jode is die groot belangrike probleem en hulle moet beskerm word en hierdie Arab allies van die VSA dit baie vinnig begin besef. En nou is dit te laat, né? They plunged Europe into an energy crisis. Daar sy. Selfs in die VSA het die diesel en die olie en die petrol alles begin styg. Made Russia a premium supplier. Dis goed. So die Russe tap nou baie geld. Almal moet nou by hulle koop. And now forced Iran to establish the yuan as the official trade currency for the world's most important waterway. So hierdie hele hou vas van die Amerikaanse dollar, sedert Bretton Woods daar in 1945 daar rond, is besig om te vou. En as hy vou, sal dit sal erger wees as die groot depressie in die VSA. Groot armoede. En nou, as mens nou mooi kyk na al hierdie dinge, dan kom jy agter, Trump is definitief in die moeilikheid. Kyk, hy is besig om, dit lyk soos 'n kat op 'n warm sinkplaat. So, hy het toe nou gesê, maar die ouens daar in NAVO, die Europa en Britannia, hulle moet nou kom help. Hulle moet help om die straat van Hormuz oop te hou, want dit gaan oor die petrodollar. En toe sê die Europeërs vir hom, is jy gek man, wat rook jy? So, Europe firmly rejected the US call to deploy naval forces to the Strait of Hormuz,
with leaders emphasizing that they do not consider this their war and will prioritize diplomatic solutions to de-escalate the conflict. So, so the EE Sir Kaja Kallas stated member states have no desire to actively engage in military actions against Iran and that nobody wants to go actively into this war. Daar sy. Nou ja, ou Friedrich Merz van Germany het vir hom gesê, ruled out sending forces, calling NATO a defense alliance and not as an intervention alliance. En sy Defense Minister Boris Pistorius added, it is not our war, we did not start it. Mooi man, mooi. Keir Starmer dismissed pressure to join military efforts, stating Britain will not be drawn into a wider war and emphasized the need for a legal mandate and a viable plan not to be led by NATO. Italië het vir hulle gesê, luister ou maat, expressed doubts that current EU missions designed for escort anti-piracy could be expanded to the high-risk Strait of Hormuz. Hierdie ouens is nie bereid om hulle skepe te stuur of hulle soldate te stuur nie. Dis reg. Dit is goed so. Pole en België het gesê, sorry, Finland het gesê, hulle het limited resources. En Portugal stated, it is not and will not be involved. En natuurlik die Spanjaarde het al van die begin af gesê, los ons uit, jy kan nie eers ons lughawens gebruik of ons aanloopbane nie, as jy mal. Nou ja, so dit wys jou maar net, die Trump administrasie is in die moeilikheid. Nou ja, hulle begin nou al erken, daar is meer as 100 Amerikaanse soldate beseer, en as ten minste 13 of 14 nou al dood, wat hulle daarom nou al vir die familie gaan sê, jou kind is dood, vir die Jode oorlog. Kan jy dit glo? Nou ja, nou is dit interessant, hierdie man, mense moet nou kyk na hierdie man is 'n ou met ruggraat, kyk 'n bietjie wie sy naam is Joe Kent. So, hierdie man is Joe Kent. Hy is die hoof van Counterterrorism Center. En hy het toe vandag bedank, want sê hy, Kent stated he cannot in good conscience support the conflict, believing that Iran posed no imminent threat to the United States before the war. Hy's reg. Allegation of Israel pressure, he claimed that the US was drawn into the war due to the pressure from Israel and its powerful American lobby. Onthou het gepraat oor die Jewish lobby, né? Which he said used misinformation to encourage the conflict. Daar het ons dit. Nou ja, hierdie man is reg. Is ook goed dat hy nou so vinnig as moontlik uit die stelsel uitgekom het, want hierdie oorlog gaan verrykende implikasies hê vir almal wat daarbey deelneem, en natuurlik die VSA se geheel. Nou die CIA het gesien hier kom moeilikheid, en hulle reports het gesê, hierdie oorlog is bad news, don't go there. Reg, maar is geïgnoreer. Onthou, want Trump luister na die Joodse intelligensie, Rubio, die twee state agents, dis nou Jared Kushner en Witkoff, dis nou albei Jode, so hy sal na hulle luister, maar sy eie agentskappe, vir hulle luister hy nie, hy vee sy gat aan hulle af. Nou hierso staan, a US intelligence assessment completed shortly before the recent war in Iran determined that American military intervention was unlikely to lead to a regime change in the Islamic Republic. The National Intelligence Council assessment in February concluded that neither limited airstrikes nor a larger prolonged military campaign would likely result in a new government taking over in Iran, even if the current leadership was killed. So, dis klaar gesê voor die tyd. Ek sê mos, Trump volle veer. Hy volg sy uitkop, hy slimmer as al hierdie ander ouens. The report also noted that Iran's establishment would attempt to preserve continuity of power if Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed. This assessment is particularly relevant given the recent selection of Moshtaba Khamenei, the son of Ayatollah. Now, yeah, as the new Supreme Leader, indicating resistance from Iran's leadership and suggesting the government won't step aside quickly. Nou, dit het ons alles gesien in die laaste 2 weke. So die CIA se opsomming van wat so 'n oorlog sou te berde bring, enige voordele, wel, hulle was akkuraat. En die groot probleem lê hierso, dat Trump eerder na die Mossad se misinformation
en na Netanyahu se stories luister, Netanyahu het al 7 of 8 keer gaan kuier daar by die Withuis, en dit is nie omdat hy hou van die tee en die koekies daar nie. Dis omdat hy hierdie oorlog wil hê. Maar nou ja, dit lyk vir my, dit gaan ook nie so goed met Netanyahu nie, ons sal nou praat daaroor.